Broers en susters, hartlik welkom. Van die kant van die kerkraad enkele afkondigings. Ons maak met leedwese bekend die afsterwe van broeder Henning Neet van Sewedamme. Ons harte gaan uit na Suster Nicolien en hulle kinders en hulle kleinkinders en ons bid dat die Here hulle ryklik sal troos. Sy begrafnisdiens sal DV Vrydag plaasvind van die Gereformeerde Kerk Reddersburg. Dan die katekisasie vir die laerskoolkinders gaan vanoggend voort soos normaal. En hier is ook hartlik welkom om saam tee te drink. En dan sê ons welkom aan Suster Tisha Engelbrecht van Newcastle. Sy het met attestaat by ons aangesluit vanaf Newcastle. Ons sê vir haar baie hartlik welkom. Dan vergader die Breekerkraad vanoggend net na die diens hier in die kerkgebou. En ons het vanmiddag die maandelikse Bybelstudie ook vanmiddag om 5:00 hier in die konsistorie. En dan sê ons hartlik geluk aan die volgende senior lidmate wat hierdie week verjaar. Broeder Martin Kutse verjaar vandag. Ons sê vir hom baie hartlik geluk. Broeder Johan Fousie verjaar Dinsdag en so ook Suster Mynie de Pre verjaar ook Dinsdag. Ons sê vir hulle baie hartlik geluk. En dan dink ons aan Suster Annette Noester wat in die hospitaal is op die oomblik. En ook broeder Jan van der Vyver wat behandeling kry. En dan, broers en susters, die van die wat skenkings wil maak vir die potte en spitterdag op die 12de September, die kan net die besonderhede op die vorms daar in die voorportaal aanbring, asseblief. Terwyl ons so sit, kom ons sing Skrifbereiming 12:3, albei die vers en ook Skrifbereiming 12:5. Laat die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart welbehaaglik wees voor U aangesig, o Here, ons rots en ons verlosser. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir U, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing Skrifbereiming 1:1, die eerste en die 7de vers.
saam ons geloof, die geloof waarin ons nie twyfel nie. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, ja, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergifnis van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Na die wet van die Here, broers en susters, antwoord ons uit Psalm 25, die 5de en die 6de vers. En ek hou vir ons die wet voor, soos dit het in een van sy Nuwe Testamentiese forme, in Efesiërs 4, daar vanaf vers 17. In die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos heidene lewe nie, hulle gedagtes lei tot niks. Hulle verstand is verduister en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle met 'n onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee, om al wat vuil is te doen. Maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor, en omdat julle sy volgelinge is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle, wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Nou dat julle die valsheid afgelei het, moet julle onder mekaar die waarheid praat. Want ons is lede van dieselfde liggaam. As julle kwaad word, moenie sondig en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel vatkans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is, volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goeie kan kom. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël, met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitter of opvleend wees of woedend word nie, moenie vloek of skel nie, moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, en vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus vergewe het. Omdat julle kinders van God is en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook lief gehad en om ons ontwil, sy lewe as 'n offergawe gegee het, ja, 'n offer wat vir God aanneemlik was. Soos dit gelowiges betaam, moet daar van ontug, onsedelikheid in enige vorm of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie. Grove, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie. Nee, dank aan God pas by julle. Dit moet julle goed besef. Iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of 'n gierige aard is, want gierigheid is afgoderry, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie.
Ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons roep U aan as die Almagtige, die ewige God, Skepper van hemel en aarde. Ja, U is onbegryplik, U is onsienlik, U is onveranderlik. En U is vir ons 'n alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Ja, dit is alleen maar U goedheid wat gee dat ons vanmôre weer hier vergader mag wees. En as ons hier saam is, dan erken ons en ons bely ons kleinheid voor U. Ons erken ons afhanklikheid van U. Ja, ons kan nie eers een asemteug gee as U nie U genade oor ons beskik nie. En Vader, U het alle rede om ons van die aarde af te verdelg. Want dit is wat ons verdien. Ons bely dat ons U Vaderhart so dikwels bedroef. Ons is dikwels op onsself ingestel. En ons vergeld kwaad met kwaad so dikwels. Wil U ons dit alles vergewe? O Vader, ons vind ons vreugde daarin, dat U nie boekhou van die kwaad nie, maar U het ons in ons Here Jesus Christus volkome vergewe. Ja, ons dank U vir Hom, vir die volmaakte offer wat Hy gebring het, sodat ons vir altyd met U versoen mag wees. Ja, en U gee vir ons die heerlike versekering dat ons U kinders is en ons sal dit altyd bly, omdat U 'n getroue God is. U gaan nooit terug op U woord nie. Vader, ons dank U. Nie net dat ons vanmôre hier saam mag wees nie, maar ons dank U dat U ook vir ons die gawe van die geloof gee, dat ons U mag ken. Ja, U maak Uself aan ons bekend deur U woord. En dis vir ons 'n heerlike voorreg. Wil U ons seën in hierdie oomblikke as ons die woord oordink. Maar seën ons as gemeente ook elke dag waar ons mag besig wees. Ons dink in besonder aan hulle wat 'n geliefde aan die dood afgegee het. Ons dink aan hulle wat behandeling kry by die huis, wat siek is in die hospitaal. Daar is verskeie van ons wat worstel met baie dinge. En ons lê elkeen se nood voor U, o Vader. Want U ken ons beter as wat ons onsself ken. En wil U ten goeie beskik, genesing gee, genade beskik, op elke plek en elke omstandigheid. Vader, al hierdie dinge bid ons van U, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons sing, broers en susters, Skrifbreiniging 7:2, ons sing albei die verse.
en susters, ons lees saam uit die woord van die Here, uit die profesie van Micha. Ons lees Micha hoofstuk 6, daarvan die eerste 8 verse. Hoor wat die Here sê, maak klaar, roep die berge as getuie, laat die heuwels hoor wat jy te sê het. Berge, vaste fondamente van die aarde, julle moet luister na die saak wat die Here het. Die Here het 'n saak teen sy volk, hy het Israel aangekla. My volk, wat het ek jou aangedoen? Hoe het ek jou moeg gemaak? Antwoord my. Ek het jou uit Egipte gebring, ek het jou uit die plek van slawerny gered. Ek het vir Moses gestuur om jou te lei, ook vir Aaron en Miriam. My volk, dink aan die planne van koning Balak van Moab, en wat Bileam seun van Beor hom geantwoord het. Dink aan alles tussen Sittim en Gilgal, en weet dat die Here julle die oorwinning laat behaal het. Wat sal ek saamvat, as ek na die Here toe gaan? As ek voor die hoë God gaan kniel? Moet ek met offers na hom toe gaan, met jaar-oud kalvers? Sal die Here duisende ramme aanvaar, saam met 10.000 offers van olie? Moet ek my eersgeborene offer vir my sonde, hom wat uit my liggaam kom vir my oortreding? Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Nou hierdie laaste 3 verse is die kernverse, broers en susters, ek lees dit weer, waar die volk vra, wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan, as ek voor die hoë God gaan kniel? Moet ek met offers na hom toe gaan, met jaar-oud kalvers? Sal die Here duisende ramme aanvaar, saam met 10.000 offers van olie? Moet ek my eersgeborene offer vir my sonde, hom wat uit my liggaam kom vir my oortreding? En dan vir al hierdie woorde wat die Here sê, mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Broers en susters en kinders, ons leef in 'n tyd waar mense maklik ontevrede raak met die Here. Mense wys maklik 'n vinger, plaas God in die beskuldigde bank. Mens hoor so dikwels mense sê, maar waar is die Here as 'n krisis ons tref? Of hoekom laat die Here soveel onreg en soveel lyding in die wêreld toe? En dan sê mense nog erger, as die Here regtig in beheer is, hoekom doen hy nie iets aan die chaos wat in hierdie wêreld heers nie? So plaas die mens vir God in die beskuldigde bank. En dan moet hy met respek gesê, dan moet die Here bond staan om ons al ons vrae te beantwoord. En daarom het die Here die profeet Micha beskik, wat die bordjies moet kom verhang. En in hierdie paar verse sê die profeet vir die volk, dis eintlik die mens wat in die beskuldigde bank staan. Hy sê, julle moet luister na die saak wat die Here het. Die Here het 'n saak met sy volk. Hy het Israel aangekla. Die ou vertaling praat van, die Here het 'n twis met sy volk. En die getuies in hierdie hofsaak is die berge en die heuwels, die vaste fondamente van die aarde. En wie anders kan beter getuig van dit wat op hierdie aarde gebeur? Die berge, die heuwels, hulle is al die eeue daar. Hulle kan instaan vir die waarheid. Dis deur al die eeue heen sien die berge en die heuwels wat die mense in hulle dwaasheid aanvang. En nou roep die Here die berge en die heuwels
om te kom getuig teen sy volk. En broers en susters, is dit nie verskriklik? Wat 'n punt om te bereik in die familie van God. Dat 'n vader sy kinders moet hof toe vat om hulle tot besinning te bring. En dan dis nie bose misdadigers wat in die beskuldigde bank staan nie. Dis verbondskinders. Die Here praat van hulle steeds as my volk. Dis 'n verbondsterm wat praat van die liefdevolle verhouding wat God met sy volk het. En selfs in hierdie hofsaak hou God nie op om sy volk lief te hê nie. En dan om sy liefde en sy geduld te wys, begin die Here die klagstaat op 'n heel onverwagse manier. In plaas daarvan dat die Here doodgewoon die klagstaat voor die mens hou, vra die Here eers, is daar dalk nie iets wat hy verkeerd gedoen het nie. Hoorie mooi. Die Here vra, wat het hy dalk verkeerd gedoen? Asof hy bereid is om die blame te dra vir hierdie verhouding wat skeef geloop het. 'n Mens kan jou dit nie indink nie. Dat God bereid is om die blame te dra vir die brouwerk wat die mens aanvang. Hoor wat sê die Here, hy sê, my volk, wat het ek jou aangedoen? Hoe het ek jou moeg gemaak? Asof dit moontlik is dat die Here ons kan moeg maak met dit wat hy van ons vra. En dan hoor 'n mens amper die ontsteltenis as die Here sê, antwoord my. Maar broers en susters, die volk het nie 'n antwoord nie. Want daar is niks wat hulle teen die Here kan inbring nie. Die Here se rekord, kan ons sê, is skoon. Die berge en die heuwels kan dit bevestig. En nou hou die Here dit aan die volk voor wat hy vir hulle gedoen het. Hy sê, ek het julle uit Egipte gebring. Ek het jou uit die plek van slawerny gered. Ek het destyds vir Moses en Aaron en Miriam gestuur om julle uit Egipte uit te lei. Dit was die een groot daad van verlossing in die geskiedenis van die Joodse volk, wat telkens in herinnering geroep moet word. En dan sê die Here, maar hy het meer gedoen as dit. Hy het gesorg dat Bileam 'n seën oor sy volk uitspreek in plaas daarvan om hulle te vervloek. En dan praat hy van Sittim en Gilgal, plekke wat hulle daaraan moes herinner dat die Here hulle in die land Kanaan ingelei het. Sittim was die laaste plek voor die deurtog deur die Jordaan en Gilgal die eerste plek na die deurtog. En as die Here so praat met die volk, dan kry mense die gevoel van 'n moedelose ouer. 'n Ouer wat alles vir sy kind gedoen het, wat soveel vir sy kind opgeoffer het, net om deur hierdie kind verwerp te word. Is dit nie baie keer wat mense doen nie? Mense verwag gereeld dat die Here homself moet bewys. Elke keer as daar iets gebeur, dan sê mense, maar die Here moet met 'n wonderwerk bewys dat hy in beheer is. As die Here regtig in beheer is, dan kan hy mos môre ons land se probleme oplos. En dan as God stil bly en nie antwoord nie, dan doen mense wat Elia gedoen het. Hy het moedeloos onder 'n doringbos gaan sit, onder 'n besembos gaan sit, kwaad vir die Here. En nou sê die profeet Micha, dis nie die Here wat in die beskuldigde bank staan nie.
Dis die volk van die Here wat 'n antwoord skuldig is. En wat sal hulle antwoord? En dit is eintlik verskriklik, broers en susters, die antwoord wat die volk dan gee. Hulle reageer met verontwaardiging. Sal die Here duisende ramme aanvaar saam met 10.000 offers van olie? En dan vra die volk, moet ek my eersgeborene offer vir my sonde, hom wat uit my liggaam kom vir my oortreding? Dis asof die volk vir die Here sê, maar ons doen mos wat hy vra. Hulle bring getrou hulle offers. Hulle is bereid om selfs meer te gee as wat van hulle verwag word. En het jy mooi gehoor, hier staan broers en susters, die volk Israel is bereid om selfs hulle kinders vir die Here te offer. Iets wat die Here uitdruklik verbied het. Enigiets om die Here tevrede te stel. En die probleem is, die volk Israel het gedink dat hulle die Here se guns kan wen met uiterlike pligplegings. Hulle het God se verbond, God se liefdesverhouding, het hulle verander in 'n kontrak. 'n Verbond vra 'n gesindheid van liefde. 'n Kontrak vra uiterlike liefdelose pligplegings. En dan sê die Here, hy stel nie belang in uiterlike pligplegings nie. Hy sê, mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. God vra nie dinge nie. God vra nie offers nie. Hy vra die mens se hart. Hy soek hulle harte, hulle lewe. Nie die lewe van hulle diere of selfs hulle kinders nie. Die Here vra nie meer en beter offers nie. Want 'n offer kan net 'n uiterlike pligpleging word. Dis iets wat 'n mens in 'n paar oomblikke kan afhandel. Nee, broers en susters, die Here vra van die volk net een offer. En later kom dit uit die woord, uit die mond van Paulus. As hy sê, nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. En dan sê Paulus, dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Die Here vra net een ding, 'n eenvoudige ding. Vir sommige dalk te eenvoudig. Hoe kan ons totale geloofslewe in een vers saamgevat word? Doen reg, bewys liefde, bewys trou, betoon bedagsaamheid, dien die Here, net dit. Op 'n ander plek is dit die Here Jesus Christus self wat ons totale geloofslewe saamvat, nie met een vers nie, maar net met een woord, naamlik liefde. Liefde tot God en liefde tot jou naaste, dis al. Maar hierdie eenvoudige opdrag, broers en susters, help ons om prakties te raak in ons geloofslewe. Maar dan moet ons vir mekaar sê, om reg te laat geskied, is nie net die werk van die polisie, en die magistrate en die prokureurs nie. Dis ook die werk van onderwysers en studente en ouers en kinders. Om liefde en trou te bewys, is nie net die werk van geloofsreëse, soos Paulus en Petrus, en wie ook al nie. Dis die werk van elkeen wat sê dat hy die Here liefhet.
En dan staan hier 'n interessante aanwysing, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Die ou vertaling praat van, dat jy ootmoedig sal wandel met jou God. Wat beteken dit om bedagsaam te lewe voor die Here? Een van die verklaarders sê dit so duidelik, dat liefde jou enigste dryfveer in die lewe moet wees. Soos 'n kompasnaald, wat fyn ingestel is op God se saak in hierdie wêreld. Dis 'n oor om die arme en die verdrukte te hoor, om die veronregte te hoor, en dis ook 'n oog om die onreg raak te sien. En bovenal is dit 'n hart wat die haatlikes liefhet en die boosdoeners vergewe, soos die Here my vergewe. Want hierdie eenvoudige daad van liefde, broers en susters, het 'n man aan 'n kruis laat roep, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En oomblikke later het hy ook geroep, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dis die eenvoudige boodskap, maar die omvattende boodskap, wat die Here Jesus in die wêreld gebring het. Hy het homself verneder tot in die dood. Hy het sy lewe gegee sodat ons gered kan word. En al wat hy van ons vra, liefde tot God en liefde tot jou naaste. Dis 'n opdrag, broers en susters, so bedrieglik eenvoudig. Maar as jy daarmee wil wegspring, sal jy gou agterkom, ons sal nooit daarmee kan klaar kry nie. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons verbly ons in die waarheid dat U ons eerste lief gehad het. Ja, U liefde is oorvloedig. U liefde vir ons is onvoorwaardelik. En U liefde is sonder grense. En daarvoor dank ons U. En ons bid U, o Vader, wil U gee dat ons ook mekaar sal vergewe soos U ons vergewe. Dat ons mekaar sal lief hê met dieselfde liefde waarmee ons lief het. En gee, o Vader, dat ons die nood in die wêreld sal sien. En wil U die middele beskik, dat ons daar waar ons elke dag mag besig wees, dat ons 'n verskil sal maak. Ja, gee dat ons steeds 'n lig vir die wêreld sal bly en sout vir die aarde sal bly. Dit bid ons alleen maar uit U genade alleen. Amen. Daar is 'n geleentheid, broers en susters, om 'n liefdegawe te gee en daarna sing ons Psalm 145. Broers en susters, kom ons sing Psalm 145 vers 1 en 2 en 11 en 12.
die seën van die Here en gaan dan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met u elkeen wees en bly. Amen.